Welkom terug. Ons gesels volgende met Melissa Jane oor haar splinter nuwe enkelsnit gly, maar ons leer haar ook bietjie beter ken. Goeiemôre. Goeiemôre, baie dankie so lekker om hier te wees. Dit is heerlik om jou volgende hier te hê en ook jou beter te leer ken. Ons het nou al baie van jou gehoor, gelees, gesien oral, maar ons het nog nooit met jou gesels nie. So dit is 'n reuse voorreg vir ons om volgende met jou te gesels. Melissa, sê vir my, waar het jou liefde vir musiek begin? Ek het op die ouderdom 14, ek sê altyd, ek het nooit geweet ek kan sing. Jy sien daai wat in die badkamer sit. Ek kan onthou my pa se ou selfoon, Sony Ericsson, het ek in die badkamer opnames geneem. Maar almal klink mooi in die badkamer. Nee, dit is 'n lekker plek om te sing. Selfs mense wat vals sing, klink mooi in die badkamer. En ek het toe vergeet altyd om die opnametjies te delete. En my pa het toe begin luister en begin agterkom, maar ek is regtig geseënd met iets. En ek was 14 en ek was 'n baie skaam meisie, kon nie voor mense praat nie. So dit was 'n groot uitdaging geweest op so jong ouderdom. En ek het toe begin perform op skool en die skool het my genooi by geleenthede en ek het meer selfvertroue opgebou en my liefde vir musiek, maar nie net vir musiek, vir Afrikaanse musiek, het net aanhou groei en elke geleentheid wat ek gehad het, het ek gebruik om mense te seën en mense te bless met my godgegewe talent. Dis nie myne nie. Ek het altyd vir my ma gesê, die talent is vir 'n rede gegee om nie vir myself nie, maar om 'n stem te wees daar buite en vir jong mense, vir groot mense en jy weet nooit waar mense gaan nie so. En dis wat my aanhou laat sing. Dis great. Nou het al 'n paadjie gestap, nie? Jy is eintlik al super famous. As ek kyk na Crescendo het jy deelgeneem met die kontrak. Wat het veral nou na TV met die kontrak? Wat het gebeur in die musiek in jou lewe? Het dit meer op die voorgrond getree? Was dit meer 'n commitment? Was dit nou toe meer 'n ding wat jy alles ingooi agterna? Ja. So ek dink ek het baie uitdagings. Die kontrak, ek is baie dankbaar vir die geleentheid. Ek dink dat dit my opstoot gegee om meer te fokus op wat ek doen en myself. En ek het gesê 'n kompetisie is mos maar baie as jy uitval, jy weet nie wat ek kan doen nie. Jy voel jy's nie goed genoeg nie en al die stemmetjies kom op. Maar iets wat ek onthou het is my pa het altyd gesê as jy val, kan jy weer opstaan. En ek het myself gesê toe ek in daai kompetisie is, maar dis nie die einde nie. Dis maar net 'n begin en ek het soveel lesse geleer en soveel by kunstenaars geleer en Raffensie was een van my mentors en ek het vir Carlien ontmoet en ek dink dit was net 'n groot inspirasie om met al die kunstenaars te gesels en ek dink het my baie geïnspireer om weer hard te werk. En ek dink dit was regtig goed en die journey was baie goed vir my. Jy noem nou baie jou pa en ek het ook gelees, jy sê, jy weet, jou pa is een van jou inspirasies. Vertel ons bietjie daaroor. Okay, so ek het in 'n baie musikale huis groot geword. My pa is 'n pastoor en hy speel gitaar in die kerk en hy speel baie mooi gitaar en hy het een middag besluit, hy gaan die gitaar huis toe bring. Ons is 5 kinders en ek dink hy het gesê ek gaan kyk, een van die 5 kinders gaan die gitaar optel. En hy het dit net daar gelos in die kamer. En dit was 'n Oktobervakansie. En ek het toe die gitaar gevat en ek het notas afgestof. Ou notas wat in die kas gelê het. En ek het die notas deurgegaan en myself geleer gitaar speel in 2 weke in Oktobervakansie. En my ma kon nie glo en my pa kon nie glo dis ek wat daar binne speel en ek het dit so vinnig gedoen en ja, my pa was altyd 'n musikale mens. Hy het in 'n band gespeel toe hy jonger was. So ja, ek dink sy liefde vir musiek het regtig oorgekom na my toe en my inspireer om en vir my meer lief gemaak vir musiek en ons gesels elke dag musiek en hy is die een wat my en wat my gery het altyd na gigs toe en al hierdie dinge en hy's nou nog daar en ek is so dankbaar. Daai is belangrik nie, as 'n mens se ondersteuningsstruktuur daar, as jy moet 'n support structure hê. As jou pa, jy's baie bevoordeel dat jou pa nog 'n deel kan wees van jou loopbaan en ek seker hy geniet dit net soveel soos wat jy dit doen. Hy doen. Beslis. By elke optrede, hy raak die gewoonte, hy staan aan en smile. En ja. Hoorie, maar jy sê julle is 5 broers en susters, 5 kinders. Is broers of susters? Ek het 2 tweelingsusters en dan het ek 'n jonger broertjie en 'n ouer broer. Ja, ons is 5. Is hulle ook musikaal? Nee. Ek kry baie daai vraag. Sing jou broers en susters ook? As ek hulle kan sing, maar nou nie
Ja, soos ek. By die huis, hulle sing by die huis op die kerk. Yes, Badkamersingers. Ja. Badkamersingers, ja. Hulle gaan my kry na dit. Hulle wil so baie. Melissa, vertel vir ons van Gly. Waaroor gaan die liedjie? Okay, so Gly. Dit was 'n lied oor vreugde. Vreugde, geluk en blydskap en liefde. En die lirieke sê, gly gly die myle gly verby. Wat beteken dat ons het nie baie tyd nie. Die lewe hardloop en ons moet jaag na ons drome. En die song sê, maak my hart so bly. En ek dink ons almal is op soek na iets wat ons harte bly maak in hierdie lewe. Geluk, vreugde, geliefde, familie. So die song is regtig vir jy kan dit sing vir jou kat ook even, jou hond, jou familie, jou ouma. Ja, en ek het die liedjie het ek nie klaar geskryf. Toe ek begin skryf het ek net die chorus gehad. Ja. En ek dink toe wat kan ek vir die mense sê deur hierdie liedjie en die main goal van dit was net om te sê dat jaag na jou drome, want die myle dit gly verby en is dit net soveel tyd, maar maak die beste daarvan en doen die dinge wat jou hart bly maak. Kyk, daar straal sommer vreugde uit jou ook uit, hoor. Ek kan net vir jou sê, jy sit hier op die bank en dit is so lekker want jy's so plat op die aarde en jy is net so 'n joyful mens en dit is so lekker om te sien. Wat bring vir jou vreugde en geluk? Eerstens, ek dink as baie goed in die wêreld deesdae. Ek dink social media en hierdie dinge wat ons kan beïnvloed en ons jong mense gaan deur baie dinge en ek sê altyd wat vir my vreugde bring is die feit dat ek geseënd is om 'n familie te hê, mense wat my support. Ek is baie dankbaar vir my talent. Dat het so baie deurbrake in my lewe gebring en vir my laat groei, nie net as 'n kunstenaar maar ook as 'n mens en sterk kom maak en ek is so dankbaar vir dit. So ek dink dis wat vir my vrede bring, die liefde, die mense wat my support op social media, op die platforms, elke boodskap, elke comment. Ek kyk baie diep na mense se kommentaar en ek vat dit altyd in en dit maak my net meer dankbaar vir hoekom ek op die aarde geplaas is om mense te bless met my godgegewe talent. So inspirerend. Dit is so lekker om na jou te luister. Van leer hoe om op te staan as jy geval het, tot jy's nie alleen nie, tot jy is genoeg, tot luister na mense, tot inspireer. Dit is merkwaardig om jou te kuier vanmôre. Dankie dat jy by ons sit. Is so lekker om hier te wees. Baie dankie. Jy gaan ook vir ons sing, net nou. Gaan jy Gly vir ons sing? Yes, of course. Ja, ek kan nie wag nie. Hoor jy moet ook vir ons sê, kan ons nog musiek verwag voordat ek jou laat gaan? Wanneer kom daar nog musiek uit? Ek gaan November in studio toe vir die tweede liedjie, so ek is nou besig om te skryf. Ja. So die mense gaan nog musiek van my verwag. Ek besluit volgende jaar om 'n album uit te bring. So ja, ek is baie excited. Ek dink daai gaan 'n meer diep wees en 'n bietjie van myself vir die mense gee. So ja, dis baie exciting. Ons kan nie wag nie. Melissa, dankie vir die kuier en dankie vir jou menswees. Baie dankie. Dankie, dit was lekker. Julle gaan hierdie naam nog lank onthou, Melissa Jane. En bly ook net waar jy is want net hierna sing sy ook vir ons Gly.